Fokus op goeie goed. En dan moenie die geslegte gedagtes probeer weerstaan nie. Gaan fokus op goeie gedagtes. Baie keer kom mense en sê hulle, maar ek wil ophou rook hê nie. En ek beklei die rook, ek kry vir my stickers, ek plak die stickers op. Sal jy vir my bid? Sal jy die? En hy's heeltyd sy fokus is op die rook. En as jou fokus heeltyd op die rook is, dan kan dit nie na Christus toe gaan. So dan sê ek vir daai ou, los die sigarette se fokus. Vat die pakkie, sit hom in jou sak, steek vir jou een aan, maar begin na Jesus toe. Want jy sien, my fokus draai weg. Ek staan dit nie teen nie, ek kry net vir my 'n ander fokus. Want as jy dit hele tyd teen staan, jy kan dit nie wen nie, kan dit nie beat. Jy moet na Jesus toe gaan. So kom na my toe. Hy sê, maar gaan ek op 'n rook? Ek sê, verseker, jy gaan nie die rook los en die rook sal jou los. Want hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer kom die lig, hoe meer kom die bevryding, hoe meer raak jy soos hy. En die goed wat nie soos Jesus lyk nie, sal wegval en verdwyn. Goeiedag en welkom by ons midweekdiens. Vandag gesels ons oor jou gedagtes. Jenny gaan bietjie vanaand met ons praat oor die oorlog vir jou gedagtes en dat ek en jy is konstant in 'n oorlog waar die vyand ons gedagtes probeer vat na die verkeerde plek toe en ons het nodig om waaksaam daarteen te wees. So geniet hierdie boodskap saam met ons en mag jy groei nader aan die man en vrou wat God wil hê jy moet wees. Bless jou. So maak gou vir die ou langs jou so. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar vra vir die jong mense. Dis blykbaar die band het dit geëet. What it mean, ek weet nie. Maar blykbaar die jong mense weet, so ek hoor ons president het ook so gemaak, so great stuff. Ja. Besef julle, ons sing 'n lied. En ek het die voorreg gehad om letterlik reg rondom die aarde te gaan. Is in baie verskillende lande in my lewe. En daar's niemand soos Jesus wat jy sal kry op die aarde nie. Ek het die voorreg gehad om met baie gelowe te kon gaan werk. En elke geloof se profeet of se God lê ergens in 'n graf. Die boeddhiste, jy gaan vir Boeddha kry, hy is in die graf. Die moslems, jy gaan vir Mohammed kry, hy is in die graf. Hulle grafte is daar, jy kan dit gaan besoek. Ek het die voorreg gehad om al 'n paar keer in Israel te wees, en ek het so 'n foto geneem, een van my gunsteling foto's. En die foto is by 'n graf, en as jy uitstap by die graf, by die deur waar jy nou uitgaan by hierdie graf, is daar 'n bordjie wat sê, he is not here, for he is risen. Weet jy wat, ons is die enigste geloof wat kan sê, ons God leef. Is dit nie 'n voorreg nie? As jy nie hierdie Jesus ken nie, wil ek vir jou vra dat jy sal nie hierdie gebou verlaat, voordat jou lewe aan hom oorgegee het nie. Want daar is niemand soos hy nie. Hy is die enigste God, wat kon betaal het om 'n verhouding te hê met die mense wat hy gemaak het. Allerander gode moet jy offers en goed voorbring om hulle tevrede te stel en hulle het niks gebring nie. Maar ons God het gegee. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het sodat ek en jy ewige lewe kan hê en in 'n verhouding met hierdie God te kan staan. So het ons hierdie liedjies sing vanaand, het dit my sommer net so encourage. Ons is op die regte plek. En jy kan met jou lewe gaan toer en die wêreld gaan toer. Jy gaan agterkom, daar is niemand soos Jesus nie. Nou, op daardie noot, wie kyk nuus? Kyk niemand nuus hierso nie. Weet julle, ons het die wêreldbeker gewen in 1995. Weet julle, daar's oorlog aan die gang. Wie kan gou vir my sê, watter oorlog weet julle van wat nou aan die gang is?
Enige iemand. Amerika teen Iran, ja, ons sien dit in die olieprys, né? Kyk, nog ene. Rusland teen Oekraïne. Kyk, so op hierdie stadium is al klomp oorlog, klomp konflikte aan die gang in die hele wêreld. Maar daar's 'n oorlog aan die gang waarvan ons baie min praat. En dis die oorlog vir jou gedagtes. Daar's op hierdie stadium 'n oorlog aan die gang en daai oorlog gaan oor jou gedagtes. So ek wil vanoggend of vanaand vir jou met jou praat oor die geveg vir jou gedagtes. 'n Onsigbare oorlog. Hoekom is daai oorlog aan die gang? Want wat jou gedagtes het vir jou. Engels sê dit mooi, whatever has your mind has you. Dit wat jou gedagtes okkupeer, dit het vir jou. En daarom is daar 'n geveg. Wat ook al jou gedagtes beheer, gaan vir jou beheer. En ek wil vanaand bietjie daaroor gesels. Hoe lyk dit? Hoe lyk daai oorlog? Wat moet ons doen om onsself te bewaar en te beskerm binne daai oorlog? Hoe lyk dit as my gedagtes vry is in Christus? 2 Korintiërs 10. Hoor gou. Wat sê hierdie gedeelte? Ons leef wel met menslike liggame, maar ons voer nie stryd met menslike middel nie. Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. So die Bybel sê ons het wapens, en hierdie wapens is van God af, en hierdie wapens kan vestigings vernietig. Nou ons het gesien Amerika daai groot bomme gestuur toe, vernietig hulle die vestiging waar hulle die Iran wou, die atoombom wil bou, né? Hulle het 'n bom aangegooi en hulle blaas alles op. Ons het dit gesien. Maar nou kom God, hy sê, ek het 'n wapen wat vestigings kan vernietig. Ek kan iets wat gebou is, kan ek opblaas. Klink lekker, né? Ek wat 'n polisieman was, hou daarvan om goed op te blaas. Ons moes partykeer goed opskiet en opblaas. Dit was vir my baie lekker gewees. As ons by 'n deur moet inkom, ek onthou toe ek jong polisieman was, as ons by 'n deur moet ingaan wat hulle toegesluit het ons korteks op die deur geplant. Dit was die lekkerste ding om daai goed op te blaas. Dan skiet jy ou deur, laat hy soos poeier uit. Dit is altyd lekker gewees. Kragtige wapens. Hy sê, daarmee vernietig ons die argumente. Asook elke skans wat in die kennis van God opgerig word. Was jy al 'n argument oor die woord, waar mense sekere goed doen en sê en glo, en jy weet vir jou heilige siel is nie die waarheid. Nou sê God, ons het kragtige wapens. En dan sê, ons neem ook elke gedagte gevangene, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Daai gevangene beteken om onder beheer te bring, onder sy heerskappy te bring. So ons gedagtewêreld moet onder God se heerskappy wees. Dit wat jy dink, moet onder God se heerskappy wees. Jesus sê, ek wil elke ding wat jy dink gehoorsaam gevangene neem, ek wil die argumente en die leuns en die goed wat daaraan vas is, wil ek opblaas met my kragtige wapens, sodat jou gedagtes gerig kan wees op wat reg is, wat goed is, wat mooi is, wat lieflik is, wat rein is. Nou, hoe doen jy dit? Hoe neem jy hierdie gedagtes gevangene? Wat moet ek en jy doen? Want ek weet nie of jou mind soos my mind is nie. Maar my verstand nie partykeer nie. Het jy al probeer bid en dan as jy jouself kry, dan is jou gedagtes daar op 'n ander plek. Nee? You want to pray and your thoughts drift away. Gebeur dit met julle ook? Jou gedagtes raak weg, dit verdwyn. Hoe bring ek dit onder Jesus se beheer? Hoe maak ek die meeste van my verstand? Hoe gebruik ek hierdie grys stof hierbo wat die Here vir my gegee het? Hoe gebruik ek die beste tot voordeel
van Jesus en sy koninkryk. En ek gaan vanaand na 5 lekker praktiese goed kyk oor hoe ons dit kan doen. Punt nommer 1. Moenie alles glo wat jy dink nie. Hoor mooi. Moenie alles glo wat jy dink nie. Want ons dink as ons iets dink, is dit die waarheid. Is dit nie so nie? As ek so dink, dan moet dit reg wees. Ons het die wonderlike vermoë om vir onsself te lieg. Jy sê vir jouself, nee wat, dis nie so erg nie. Maar dan eintlik is dit so erg. Of jy ruil dit om. Dis baie erg. Dan sê nee, dis nie so erg nie. Ons het daai vermoë om vir onsself te doen. Ons doen dit die hele tyd. Wie was al bekommerd oor goed dan het dit nog nooit gebeur nie? Ja, jy is bekommerd, jy dink, o, yes, dit is wat gebeur, en jy maak in jou kop hierdie goed op, en dan gebeur dit nooit nie. Van die manne wat hier is, het al saam met jou vrou gery, en dan sê sy iets, en dan is daar risie, en dan 5 kilos later is jy reg om haar te skei. Enig iemand hier? Nee, ja, is net die ouens aan jy by, lyk dit my. Klaar op, so mense doen nie dit. Dan begin jy goed dink. Wie is die vrou om dit vir my te sê? En dan begin jou gedagtes hier in 'n rigting in gaan. 5 minute later dink jy, ja, sy waardeer my nie meer nie, ons is beter ons los maar net alles. Is dit nie so nie? Jy het al goed gehoor rattle aan die kar. Die manne. Hoor hy rattle iets, hoor jy dit? En sê vrou, nee, ek hoor niks. Nee, daar's iets fout. Hierdie kar, hy gaan ons los langs die pad, hy gaan, in die begin jou gedagtes begin hardloop, en dan volgende week koop jy 'n nuwe kar met nuwe skuld. En jy moet lang ure werk om die ding klaar te betaal. Want jy glo jouself, ons lieg so goed vir onsself. Ons regverdig baie keer verkeerde gedrag. Ek het nou al 4 peanut butter en stroopbroodjies geëet, maar jy sê nog eenetjie man. Ek regverdig my verkeerde gedrag. Hoor wat sê die Bybel? Die mens se hart, jou verstand, jou denke, is deur en deur bedrieglik en boos. Hoor gou mooi. Jou hart, sê die Bybel, is bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? As jy wil weet wat in jou hart gaan, vra die motief van jou hart, jou denke. Hoekom is jy vriende met mense? Dat jy die uit hulle kan kry? Hoekom het jy met daai vrou of daai man getrou? Omdat daar vir jou 'n voordeel in was? En as die voordeel weg is, wat gaan jy met daai vrou of man doen? Om een kant gooi, of haar een kant sit. Jy sien, ons hart raak so bedrieglik, ons kan nie onsself glo nie. Jy kan nie jouself vertrou dat jy die waarheid vertel nie. Die feit dat jy 'n idee het, beteken nie dit is die waarheid nie. Die ding is, ons almal het blinde kolle. Ek praat nie van min hare nie. Ons almal het blinde kolle. As goed, dat jy self nie raak sien nie. As sekere maniere jy optree en jy sien dit nie raak nie. En ek weet, my vrou en veral my een dogter, sy is nogal goed om dit vir my uit te wys. Ons kan goed regverdig. Partykeer dan sal ek my opdrag of my optrede regverdig, en dan is Annika nogal gereeld om vir my te sê, Dada, wat jy Sondag gepreek het en wat jy nou doen, ek verstaan nie hoe die twee goed by mekaar uitkom. Gebeur dit met julle ook? Jy regverdig dit. Nou, daar in Jeffreys Bay is al baie afgetrede mense. En ek weet nie, as ek op 'n Sondagoggend moes kerk toe gaan, ek so bietjie laat, dan ry al die afgetrede mense voor my. En hulle het tyd. Hulle ry soos rarig stadig. Nee? Dis 'n 60 sone, en ons het nie potholes daar in Jeffreys Bay, soos hier by julle nie. So hulle hoef nie te stop en uit te swaai, want
dit lyk of die mense 'n drankprobleem het hier in Klerksdorp, soos almal, die eerste keer wat ek hier deurkom, almal ry so. Nou ry die oom stadig voor my, en dan raak ek ongeduldig. Dan begin ek my optrede regverdig, want ek moet mos by die kerk kom, want ek moet vir die mense gaan preek, en dan gaan ek sommer op die geel streep verby. En ons het so een plek wat jy afry, en ek onthou ek het een keer vir mense, ek preek een keer in 'n diens, ek sê, hierdie maak my so kwaad as die mense hier teen hierdie slipway oor die geel baan gaan, en daar ry hulle af en ry hulle in daar by die kerk. Ek sê, dit irriteer my, ek sê dit eendag in 'n diens. En eendag ry 'n vriend van my met sy seentjie, en ons ry ook daar, en die seentjie sê, daar's een van daai ooms wat vir hom Henny irriteer, wat so langs die geel streep gaan. En toe ek so verbykom, toe sê maar, dit is so Henny wat daar. Baie keer kom ons en ons sê, want ons lieg vir onsself. Hy's meer bedriegliker. Jy sien, ons sien dinge soos wat ons dit wil sien. En die wetenskap bewys dit nogal. Hulle sê daar's meer impulse wat van jou brein af na jou oog toe gaan, as wat van jou oog af na jou brein toe gaan. So jou brein sê eintlik vir jou wat jy moet sien. So ons gaan kyk na dinge, ons sit 'n bril op, en ons kyk na sekere goed, en ons dink dis die waarheid. Ons dra 'n bril, en daai bril is gevorm deur ons agtergrond. Die tradisie, die plek waar ek groot geword het, die pyn, die seer, die gebrokenheid wat in jou lewe is. Jy dra bril van jou verlede. Ek wil 'n voorbeeld noem. Ek die polisie was baie by rowe uitgekom. En ek onthou ons het op 'n stadium met 'n vrou gewerk. Hulle was in 'n huisroof betrokke gewees, en sy het 'n vrees gekry. Sy het 'n vrees gekry vir swart mense. En sy het gedink, alle swart mense is sleg en gevaarlik. Dis die bril wat sy opgehad het, want dis nie waar nie. Dis die bril wat sy op het, uit die pyn en die seer van haar verlede. So ek en jy moet by die waarheid uitkom. Ons is hastig om 'n gevolgtrekking te maak. Baie vinnig. Hierdie week besoek ons haar plaas, en ek ry daar en ek dog, hierdie arme boere, hulle sukkel verskriklik. Die huisie lyk sommer so karig, maar toe ek in die stoor instap, toe sien ek, daar staan trekkers. Baie trekkers. 5 miljoen rand 'n trekker. Never judge a book by its covers. Ons maak vinnig gevolgtrekkings, want ons kyk met ons bril, ons kyk met ons oë. Hoor wat sê die woord? Hy sê, ondersoek julleself, 2 Korintiërs 13:5. Hy sê, ondersoek julleself, of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan. Toets julleself. Is jy in lyn? Is jy in hierdie verhouding met die Here? Want as jy in 'n verhouding met die Here is, gaan jou gedagtes ook in lyn wees met wat Jesus dink. En daarom sê hy by, toets jouself. Jy kan nie net goed dink en dink is reg nie, ek moet dit gaan toets. Ek moet dit meet aan iets. Toets jouself. As jy nie daarvan oortuig is, dat jy in Christus woon nie, het jy die toets nie geslaag nie. So as Jesus sê, dis nie reg nie, moet jy weet, dis buite lyn. Dis nie waar nie. Want hy is die waarheid. So daarom moet jy gedagtes toets. Neem dit gevangenis. Dit wat ek nou gaan dink, dit wat ek nou wil sê, kom ek toets dit aan my verhouding met die Here en aan die woord. Daarom is dit belangrik is, maar het vanoggend gesê, ouens, ons moet in die woord kom. Ons moet die woord lees, want anders gaan jy nie weet wat waarheid is. Kom in die wêreld en mense glo 'n klomp nonsens. Daar's gelowe, selfs in die kamstige Christelike beweging, mense glo 'n klomp goed, wat nie in die woord staan nie. En dan lewe hulle uit vrees uit, en hulle doen snaakse goed. Hulle is terug by reëls en regulasies en wette. En dit raak amper 'n kult. En dan is daar mense wat hierdie ouens volg, wat vals gelowe verkondig. Want hulle toets niks in die woord nie.
So maak seker, toets jouself, ondersoek jouself. Kyk of jou gedagtes in lyn is. Want as jy dit nie doen nie, het jy nie 'n toekomsverwagting nie. Jy gaan vasbly in die leuns en die goed van die verlede. Gaan maak seker. Sekere mense dink goed oor hulself wat nie die waarheid is. En partykeer gebeur dit so vinnig. Ons het een keer met 'n jong meisie gewerk. Haar ma sê die volgende, sy sê, dit is my slim dogter. So is 2 meisiekinders. En sy sê vir iemand anders, dit is my slim dogter. En sy was baie goed met hokkie. So haar gemiddeld was 70, 80, maar hierdie dogter, sy gemiddeld was nou 90 die sussie. En sy sê, dis my slim dogter. Dis al wat sy sê. Weet jy wat hoor die ander dogter? O, maar dan is ek die dom dogter. En waar sy 'n 70, 80 gemiddeld kind was, val sy. Sy kom amper nie eens meer deur nie. Want sy het gehoor, sy's dom. Sy het 'n idee gekry, as dit die slim een is, dan moet ek die dom een wees. En sy begin dink, and as a man thinks in his mind, so he is. Dat ons nader aan daai leuen eers moet gaan uithaal, dit gaan toets aan die woord, en toe kon sy terugkom by die waarheid. So gaan toets jouself. Ek en jy moet op 'n nuwe manier begin dink. Kyk of vir die waarheid is. Waarteen meet ek dit? Ek meet dit teen die objektiewe standaard van God se woord. As Jesus dit nie sê nie, is dit nie waar nie. Jy moet dit gaan toets deur God se woord. Die tweede ene. Beskerm jou verstand teen gemors. Die Engels sê garbage in, garbage out. Soos 'n rekenaar, né? Dit wat jy in 'n rekenaar invoer, is al wat uit 'n rekenaar kan uitgaan. Dieselfde met jou brein. As jy nie jou brein beskerm teen slegte goed nie, gaan dit jou leefstyl bepaal. En ek het dit soveel keer gesien. Mense kom in hierdie omgewing waar daar negatiewe goed in hulle breine in, of dit nou stories is wat hulle kyk, en of dit die mense en die vriende is wat rondom hulle is, maar hulle raak in hierdie negatiewe ding. 'n Bende. Ons het met die bendes gewerk. En almal is in hierdie negatiewe ding. Ons dink ons moet roof en moor. Die einde daarvan is die dood. Jy kry die groepie, ons moet aan die drink gaan. Ons moet almal wyp. Ons moet almal dit, ons moet almal dat, want as jy nie deel is nie. Toets of dit die waarheid is. Beskerm jou gedagtes teen gemors. Hoor gou wat sê Spreuke 15:14. 'n Verstandige mens soek ernstig na kennis. 'n Dwaase teer op dwaasheid. Ek hou van hoe die Engels dit sê, a wise person is hungry for knowledge. A fool feeds on trash. Waarop voed jy jou brein? Wat is die goed wat jy insit? Hoe sit jy goed in jou brein in? Deur jou oë en deur jou ore. Dis die USB ports, né, wat ingaan. Jou oë en jou ore. Waarop? Die verstandige mens soek ernstig na kennis. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Kennis van my woord. So waarop voed jy? Daar's 3 tipe kos wat jy kan kry vir jou brein. Jy kan gesonde kos eet. Dis die woord van God. Dis goed wat jou opbou. Dis daai kursus wat jy gaan doen om jou suksesvol te maak in jou besigheid. Dis opbouende goeders, inspirerende goeders, goeie goeders. Dit is goeie kos. As jy suksesvol wil wees, gaan voed jou brein met goeie kos. So jy weet nou, waarmee voed jy jou brein? Dan kry jy gemorskos en jy kry giftige kos. So gemorskos is nie noodwendig giftige kos nie, maar gemorskos is social media. Veel keer scroll ons Facebook, en wat se waarde bring dit vir my en jou in?
Dis soos, jy kan heeltyd net McDonald's eet. Jy gaan ook nie doodgaan van dit nie. Maar jy gaan baie, baie sleg lyk na 'n maand. Dis nie goed vir jou helf nie. Dalk nie nood. So, baie keer gebruik ons hierdie goed en die gevaar van hierdie te veel TV kyk, te veel social media, dan het jy nie meer kapasiteit vir goeie kos nie. Nee? Dis daai snacks wat ons eet, en dan as ons moet eet, dan kan ons nie meer eet nie, want ons het te veel, die chips en die dips en die snacks en die goedjies. Dan is jy dik voor jy by die kos uitkom. Julle sê versadig, sorry, hierso. Klik stop. Nee. So wat jy doen is, jy vul jou brein met soveel gemorskos, dat daar niks meer kapasiteit is vir die goeie kos. En nou is ons al giftige kos. So, by die gemorskos, te veel TV, te veel YouTube en te min woord. Ek kry mense wat meer glo aan YouTube as aan Jesus. Want ergens het iemand op YouTube iets gesê, en as dit mos op YouTube is, dan moet dit die waarheid wees. Of op Facebook. En ons almal weet, fake news is oral. Toets dit aan die woord. Petrol gaan R200 'n liter word, dit het nog nooit gebeur. Ons het al hierdie voorspellings en al hierdie goed. En ons sien dit, selfs in die kerkwêreld. Die einde sou kom. Onthou julle, 2000, wie was in 2000 al hier gewees? Baie min. Kom ek vertel julle gou wat gebeur. In 2000 sou die Here kom. Want alles sou gaan stil staan het, want iemand het 'n leuen vertel dat rekenaars is net gebou vir tot op 1999 en as hy moet oorslaan na 00 toe gaan alles weg wees. Woep. En die mense raak mal. Hulle maak bully beef by mekaar. Nee, daar's nou nog mense wat van die bully beef eet. Hulle gaan mal want alles gaan gebeur en ek onthou ek is in hierdie kerk en ons wag in vrees en bewing van die ligte, want al die krag gaan afgeskakel word, daar gaan nie meer telefone wees, it's the end. En ek onthou ons sit daar in die kerk, ek was nie in die kerk nie, ek was in 'n ander kerk in daai stadium, en ek sit in die kerk, en ons is almal angstig en bang, en ons wag en ons tel af, niks het nog gebeur in Australië en daai plekke, en ons het niks gehoor nie, want het gaan seker net in Suid-Afrika gebeur, maar nou wag ons af, 10, 9, 8, 7, 7, Happy New Year, daar buite skiet hulle klappers, en hulle is happy, en hulle sing, en gaan te kere, ons sit hier in vrees, want iets gaan gebeur. Leuns. Goed wat mense glo, goed wat mense volg, wat nie die waarheid is. Ons het nou weer, daar was nou weer goed gewees van die einde. 2012, die volgende ene. Toets goed aan God se woord. En dan is daar giftige kos. Dis goed soos pornografie, die okkulte, satanisme, valse gelowe. Dis goed wat jou denke vergiftig. En ek het vir 7 jaar gewerk binne die okkulte eenheid van die polisie. Dis giftig, toksies en vernietigend. As jy met daai goed begin dabbel, het jy moeilikheid. Want dit voed jou brein op 'n manier wat jou wegvat van God se droom en se plan vir jou lewe. So wat se kos sit jy in? Hoor sê wat sê Psalm 101. Hy sê ek sal niks waardeloos voor my oë stel nie. Ja. Maak 'n post-it, plak dit op jou TV, plak dit op jou foon se skerm. Ek sal niks waardeloos voor my oë stel nie. I will set no worthless or wicked thing before my eyes, sê die Engels. Worthless or wicked thing, I will not put it in front of my eyes. Ouens, hoeveel goed kyk ek en jy daagliks, en ons mors tyd op goed wat vir ons niks inbring nie. Behalwe geld vir die ouens wat die goed geskryf het. Weet jy dat tyd die duurste kommoditeit het wat jy in jou hand het? Kan ons die laaste halfuur terugkoop? As ons vir Elon Musk vra om ons te help, hy's 'n triljoenêr, kan hy? Niks.
Niemand kan die tyd wat verby is terugkoop nie, niemand nie. Jy het elke dag 86.000 sekondes, wat doen jy daarmee? Dis iets wat gedeponeer word elke oggend in jou bankrekening. Wat doen jy daarmee? Vul jy jou gedagtes met goeie kos, sodat jy die beste weergawe van jouself kan wees. Hoe doen ek en jy dit? Hoe hou ek my gedagtes? Hoe fokus ek nie op verkeerde goed nie? Gespreksgebed. Noem dit gespreksgebed. Dis daai om heeldag met die Here te praat. Heeltyd in verhouding met hom te wees. Sy sê, Here, is besig met hierdie, help my nou met hierdie. Here, as ek hier ry wees, ag Here, wees met my vrou en my kinders. Here, as ek op die lughawe sit en verleiding en temptation, wees betrokke heeltyd met die Here. Here, is Anna right? Ja, ek het haar nie, sy is okay. Here, Annika gaan deur en nie, ek het haar. Heeltyd daai gesprek, jy hoef nie te gaan vas en te gaan bid en op jou knie te gaan en jy kan heeltyd met die Here praat. Het daai dag, daai gesprek. Partykeer sal mense dink, jy's mal. Maar dis okay. Praat met die Here. Dit is my altyd lekker, ek is eendag daar in Dubai, jy sien ek aan 12 uur, dan gaan die manne, dan gooi hulle maatjies so na die ooste toe, en dan gaan bid hulle. En dan staan ek al langs hom. As hy sak, dan staan ek al langs hom, en as hy begin bid, dan sê ek, Jesus, dankie vir die man, dankie dat hy ten minste begin soek na God, maar mag hy die regte God, en dan sal die ou opgaan, sê ek, no, I'm also praying, you praying, I'm praying. Hy gesprek met die Here, fokus op goed, dat hy heel dag gereeld besig is met hom, fokus op dinge wat goed is. Daarom, hoe lyk jou vriendekring? Is dit ouens wat heeltyd negatief is en slegte goed wil doen en slegte goed sê en slegte goed praat? Yster slyp yster en vriende vorm mekaar. Fokus op goeie goed. En dan moenie die geslegte gedagtes probeer weerstaan nie. Gaan fokus op goeie gedagtes. Want partykeer sê ons, ek wil nou nie ophou nie. As ek nou vir jou sê, moenie dink aan 'n pink olifant nie. Wat sien jy? 'n Pink olifant. Okay. Baie keer kom mense en sê hulle, maar ek wil ophou rook hê nie. En ek beklei die rook, ek kry vir my stickers, ek plak die stickers op. Sal jy vir my bid? Sal jy die? En hy's heeltyd, sy fokus is op die rook. En as jou fokus heeltyd op die rook is, dan kan dit nie na Christus toe gaan nie. So dan sê ek vir daai ou, los die sigarette se fokus. Vat die pakkie, sit hom in jou sak, steek vir jou een aan, maar begin na Jesus te loop. Want jy sien, my fokus draai weg. Ek staan dit nie teen nie, ek kry net vir my 'n ander fokus. Want as jy dit hele tyd teen staan, jy kan dit nie wen nie, jy kan dit nie beat nie. Jy moet na Jesus toe gaan, hy sê, kom na my toe. En die oomblik as ek begin stap na Jesus. Hy sê, maar gaan ek op 'n rook? Ek sê, verseker, die rook, jy gaan nie die rook los nie, die rook sal jou los. Want hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer kom die lig, hoe meer kom die bevryding, hoe meer raak jy soos hy. En die goed wat nie soos Jesus lyk nie, sal wegval en verdwyn. Dit is eintlik so eenvoudig. Ons maak dit so moeilik. Ek moet nou eers kruip en seer kry. Fokus op Christus, stap na hom toe. Don't resist, replace. Okay? Is daar 'n habit in jou lewe is waarvan jy nie hou nie, moenie die habit probeer stop nie, vervang hom met 'n ander habit. 'n Goeie habit. Daar is goeie habits. Okay. Dan, so nou land, moet nooit ophou leer nie. Mense met insig kry steeds meer kennis, Spreuke 18:5. Wyse mense hou altyd hulle ore oop vir nog meer kennis. Moet nooit ophou leer nie. Die Bybel sê ons moet aanhou en aanhou leer. Hou jou ore oop vir nog meer kennis. Doen nog iets, gaan leer nog iets. Doen nog 'n kursus, al het jy, doen nog. Wyse mense, Spreuke 10:14 sê, wyse mense versamel kennis. 'n Dwaase gebabbel bring spoedig teëspoed. Daar's twee maniere om kennis op te bou, deur wat jy lees en deur die verhoudings wat jy het. So jou lewe
gaan bepaal word deur die verhoudings wat jy het en die boeke wat jy lees. Of dan nou die audiobil wat ons nou deesdae doen, of die dokumentêre of die goed wat ons kyk. Jou lewe gaan daardeur bepaal word, jou leefstyl. Die mense in jou lewe wat 'n invloed op jou het, en die boeke wat jy lees. Dit is verstandig om uit ervaring te leer, dis baie verstandig. Maar dit is nog meer verstandig, as jy uit ander mense se ervaring leer, dit is minder pynlik. So partykeer as jou ma en pa sê, ek was daar, ek het dit gedoen, leer uit hulle foute, moenie jy daai selfe fout gaan maak nie. As jou pa sê, daai boyfriend wat jy nou het, is nie die regte boyfriend nie. Die meneer by die skool het vir jou gesê, dis nie die regte boyfriend nie. Die Here het my vanaand gestuur hiernatoe om vir jou te sê, dis nie die regte boyfriend nie, los hom. Hy het nie vir jou 'n second hand, hy het vir jou 'n first class boyfriend in gedagte. Wees versigtig, toets dit. En dan, punt nommer 4, vernuwe jou denke elke dag met God se woord. En daar gaan ons na Romeine 12 toe. Hy sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Ons moet anders dink. Hoe? Dat God ons verander. Hoe? Deur sy woord. Deur betrokke te wees, deur goeie kos te eet vir ons brein. Dis seker waar die vandaan kom. Nou, nee, eet dit. Eet jy goeie kos? Hy sê, dan sal julle goed kan onderskei wat God wil hê julle moet doen. Vernuwe jou denke. En dan die laaste ene, laat God toe om jou verbeelding nuwe horisonne te gee. Hoor mooi, laat God toe om jou verbeelding nuwe horisonne te gee. Droom jy nog groot goed saam met God? Jy sien, partykeer raak ons so stagnant. Daar waar ons is, stagneer ons. Ons is nou in 'n lekker kerk, ons sing lekker liedjies, en ek vertrou eintlik niks met die Here vir iets nie. Ek is maar Sondag hier, ek is maar by die werk, maar laat jy God toe om drome in jou hart te sit, oor bediening, oor die drome, die planne, die roeping wat jy het, en sal jy waag saam met hom? Sal jy waag? Ek kom uit 'n klein dorpie ook nie. Ek en my ma het in Kanana, op die kant van Kanana lokasie gebly. En vir jare het ek gedink, ek is nie waardig nie. Ek het nie 'n roeping nie, ek het nie 'n doel nie. Totdat ek my belyn het met God se woord. En God begin spreek het. En ek God begin glo het. En toe vat hy my na die nasies van die aarde. En ek het gesien hoe ateïste, sataniste, terroriste, maak nie saak wat se hulle is nie, by Jesus uitkom. Van Kanana Township in 'n shack, tot aan die uithoeke van die aarde. Hoekom? Want as God iets sê, dan doen hy dit. Laat hy jou horisonne verbreed. Laat hy jou nooi 'n nuwe goed in. Volg daai droom wat God in jou hart sit. Moet dit nie begrawe nie. Al werk goed nie altyd uit nie. Volg dit. Waar daar geen visie is nie, gaan 'n volk teen gronde. As hierdie kerk geen visie het nie, dan gaan ons kerk teen gronde gaan. So ons moet 'n visie hê. Ons moet God vertrou vir meer, vir Klerksdorp. Vir die verlorene mense in Klerksdorp. Ons moet God daarvoor. Here, hoe gaan ons dit doen? Ons weet nie. Hoe gaan ons die paai regmaak? Ons weet nie. Hoe gaan ons 'n impak hê? Ons weet nie, maar Here, ons vertrou U. Verskuif ons imagination dat ons goed sal droom en glo en U kan vertrou en sien hoe U goed laat gebeur. So dink voordat jy praat. As jy die woord think vat, en dis wat jy huis toe mee kan gaan. Think. Think before you speak. So die T staan vir test every thought. So toets daai gedagtes. Maak seker.
Die H staan vir helmet your head. Okay? Die helm van verlossing. Maak seker dat Christus jou gedagtes gevangs neem tot gehoorsaamheid aan hom. Bewaar jou gedagtes. Sit 'n helmet van waarheid op jou kop, sodat jy die gedagtes sal filter deur die waarheid van God se woord. Die I staan vir imagine great thoughts. Ouens, trust die Here. Trust die Here. Die dag toe die Here sê, Henny, ek wil jy moet bedank, ek gaan jou daar die nasies toe stuur, toe het ek nie eens 'n paspoort nie. Ook nie se mense gaan net Magai toe. Nee? Ook nie snork nie, julle gesien? Ons gaan Magai toe, ook nie toe, Magai toe, ook nie toe, Klerksdorp, Magai, dis wat ons gedoen het. Here, waar sal ek na die nasies toe gaan? Ek gaan jou horisonne in jou gedagtes, jou imagination verbreed. En God het my die hele wêreld volgestuur. Dan, die N staan vir nourish a good, godly mind. Daai nutrition, daai kos wat ek moet kry, is God se woord. Vul jou gees en jou verstand met God se woord. Kry goeie kalorieë in. En dan, die K staan vir keep on learning. 'n Disipel van Christus beteken 'n student. En 'n student hou aan leer. Moet nooit ophou leer nie. As my sê jy's te oud, ek is moeg geleer. Daar's altyd goed om te leer. Die ou mense het gesê, jy is nooit te oud om te leer nie. So keep on learning.